alles nie, alles nie. Die bloed van Jesus reinig en dit maak alles nie. Ja, alles nie, alles nie. Die bloed van Jesus reinig en hy maak alles nie. Alles nie, alles nie. Die bloed van Jesus reinig en dit maak alles nie. Alles nie, alles nie. Die bloed van Jesus reinig en dit maak alles nie. Ja, alles nie, alles nie. Die bloed van Jesus reinig en dit maak alles nie. Ja, alles nie, oh alles nie. Die bloed van Jesus reinig en dit maak alles nie. Alles nie, alles nie. Die bloed van Jesus reinig en dit maak alles nie. Ja, alles nie, alles nie. Die bloed van Jesus reinig en dit maak alles nie. Ja, alles nie, alles nie. Die bloed van Jesus reinig en dit maak alles nie. Oh, alles nie, alles nie. Die bloed van Jesus reinig en dit maak alles nie. Oh, yes, halleluja. Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied. Soos in die hemel net so ook op die aarde. Dankie dat ons deur u seun tot u kan nader, deur u in die Gees ook kan toenadering kry tot die Vader. Halleluja. Ons dank u, Vader, Seun en Heilige Gees, dat ons deurdronge is met dieselfde Gees. En ons is dankbaar dat ons die Vader het en ons het Jesus Christus wat die erfgenaam van God is en ons wat mede-erfgename is. Eer u daarvoor, halleluja, dat ons waarlik, soos Dawid kan uitroep, my erfenis is vir my mooi, halleluja. O Here, wat 'n wonderlike erfenis, dit wat vir ons wag na hierdie lewe. Ons kan dit nie beskryf nie. Dawid sê net, dit lyk vir my mooi, halleluja. En Here, wanneer ons net so in die Gees ook dit kan sien, wat ons nie werklik kan sien nie, Here, dit alleen is vir ons mooi, soos die Bybel dit beskrywe. Halleluja, is ons erfenis wat vir ons wag, baie, baie mooi. Die belangrikste van die erfenis is die ewige lewe. O Here, want sonder hierdie erfenis, die ewige lewe, wat ons kan beerwe in en deur en tot Christus. Halleluja, dit maak vir ons dit wonderlik, want hierdie erfenis van die ewige lewe sluit ook die erfenis van die koninkryk van die hemel, van 'n nuwe hemel met nuwe aarde, 'n goudstad. Al hierdie wonderlike dinge word ingesluit. Die land, hemelse land Kanaan word ingesluit. Dankie in hierdie erfenis. Here, ons sal dit nooit kan beskryf, maar ons sê vir u baie, baie dankie. En alles word uit die woord uit aan ons verduidelik. Here, alhoewel ons dit nie soos die skrif sê, wat die oog nie gesien het nie, wat die oor nie gehoor het, wat in die hart nie opgekom het nie, wat die verstand nie kan verstaan nie. Dit het God voorberei vir die wat hy liefhet. Dankie daarvoor. Halleluja. Maar ons bid in hierdie dag en ons sê dankie ook vir die onfeilbare woord weer eens. En Here, ons weet dat die woord van God is die enigste iets in ons hande geskrewe. En dit is die woord van God, die waarheid. O, halleluja, wat nie kan verander nie, wat dieselfde bly. En as die woord iets gesê het, is dit ja en amen. En ons glo dit met ons hele hart. Baie, baie dankie, Here, dat ons weer by die woord kan uitkom en dankie vir die Heilige Gees wat u vir ons gegee het, wat ons kan leer en lei in die volle waarheid van die woord.
Halleluja. Baie, baie dankie, Here, dat U elke oor sal bestryk met U bloed, sodat elke oor sal hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Dankbaar, Here, dat van die begin af, Here, tot Openbaring 22, elke saak wat in die woord genoem word, kan van Genesis tot Openbaring 22, Here, nagespeur word. Deur die Heilige Gees, sodat ons dit kan leer. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen en amen. Prys die Here. Ons is dankbaar om hierdie dag weer saam met U te wees. En ons groet U almal in die mooi naam van ons Here Jesus Christus. En ek dank die Here, as ek wil roem, dan roem ek in die Here Jesus en ek roem in die kruis. Halleluja. En natuurlik roem ek in die bloed van die lam. Prys die Here. En daarvoor is ons die Here dankbaar. Want as ons die bloed evangelie nie gehad het nie, het ons geen evangelie gehad. Halleluja. En ons is dankbaar vir die Here weer vir 'n voorreg wat ons het om hierdie evangelie van vrede te kan verkondig op Joy Gospel Radio. Oh, halleluja. Het is wonderlik dat die Here mense opwek om hierdie evangelie te kan versprei oor die hele wêreld. En ons dank die Here vir Pastor Barry en sy vrou Christel wat hierdie werk doen. En ons weet die Here seën hulle en ons weet ook die Here sal vir hulle voorsien. Ons prys die Here vir hierdie platform wat ons kan gebruik. En ons dank die Here dat ons almal bewus is van een ding. En dit is dat ek is nou die aanbieder van die program. Maar wat hier vir my wonderlik is, die program gaan oor Pinksterkind. En almal is bewus van Pinkster. En die belangrike om Pinksterkind te wees. Want dan is jy deurdronge met dieselfde Gees, die Heilige Gees. Oomblik as die Here jou doop met die Heilige Gees in krag en vuur en heerlikheid en die vrees vir die Here, dis baie belangrik. En dan natuurlik die spreuke in die Heilige Gees taal. Halleluja. As dit met jou gebeur, dan is jy ingebore in Pinkster, deurdronge met dieselfde Gees. Die Gees wat oor Christus gekom het, in hom gekom het, die Heilige Gees, toe hy gedoop is die Heilige Gees. En daarvoor dank ons die Here en ons is dankbaar dat die Heilige Gees ons altyd kan leer en lei in die hele waarheid. En wat die Here gesê het in sy woord, en dit is dat ons almal, halleluja, is nuwe skepsels. En 'n nuwe skepsel kan alleen wandel na die Gees, omdat hy met dieselfde Gees van soos Christus deurdronge is. Dit meen nou kan hy hierdie nuwe skepsel kan wandel in die voetspore van die Here. En wat baie duidelik is, Paulus sê, ek word dag vir dag vernuwe, dag vir dag word my innerlike mens vernuwe. So ons almal sit met twee mense, die vleeslike en die nuwe mens. Nou, die vleeslike is die uiterlike mens en die geestelike is die innerlike mens. Nou hier is 'n interessante ding. Die Here sê op 'n plek, hy sê, julle maak die beker van buite af skoon. Ek maak hom van buite en binne skoon. Dit meen, julle maak die uiterlike skoon, maar ek maak hom buite en binne skoon, want binne is die nuwe skepsel. Halleluja. En as ons dit nie reg verstaan nie, sal ons die wapenrusting ook nooit reg verstaan nie. En die vlees, ek wil dit net gou doen, die vlees wil altyd oorlog doen. Die vlees wil altyd reg wees. Die vlees wil altyd op homself roem. Die vlees wil hoogmoedig wees. Die vlees alles. Die innerlike mens is nie
daar om hierdie dinge te wil hê. Glad. Hy wil in niks bly. Hy wil die minste bly, die innerlike man. En nou is ons stryd. So ver het dis nie 'n stryd nie, die woord sê die vlees begeer teen die gees en die gees teen die vlees. Dit meen die uiterlike man, Flippie Gerber, maar die innerlike man wat 'n nuwe naam kry. Halleluja. Die twee begeer teen mekaar. Want hierdie ene, die vlees begeer die dinge van die wêreld en om belangrik te wees in alles. En die geestelike mens, die innerlike, begeer niks. Maar ek glo as daar een begeerte is. Dawid praat nie van 'n begeerte nie, maar hy sê ek het lus om u welbehae te doen. Maak my lewend na u woord. Nou hier is 'n interessante ding. Die Bybel sê die sterkste man heers oor die huis. Nou terwyl ons in die vlees is, voordat ons weergebore is die vlees die sterkste man gewees. Halleluja. Toe ek tot bekering kom en weergebore is, toe word die innerlike man die sterkste man. Maar om die sterk man uit die huis uit te kry, om dit so uit te druk, moet hy gebind word. Dit meen al die werke van die vlees wat in my is. Paulus sê, hy sê dit lewe in ons. Daardie werke moet gebind word. En daar's net een manier, ek bind hulle in Jesus naam en die bloed van die Here is kragtig en dit hou hierdie vleeslike mens in beheer. Teendeel, die Here was my in sy bloed, sodat die innerlike man vry kan wees. En die uiterlike man. Maar wanneer ek die innerlike man die sterkste word in die huis, dan het hy beheer oor die vlees. Dit meen, die innerlike man moet bepaal dat die vleeslike mens nie weer diensbaar word aan die sonde. So wat hier gebeur is, aan wie gee jy die oor aan? Aan die vlees of aan die gees, die innerlike man? Wie het oorhand in jou huis? Jou liggaam is die huis, maar hierdie liggaam wat 'n huis is, halleluja, of 'n tentwoning is, is ook die vlees. Maar is ook 'n nuwe die nuwe mens. As ek weergebore word, dan word ek 'n nuwe mens. Dit meen die ou mens is dood. Maar die ou mens begeer na die begeerlikhede van die oë ensovoorts. Daarom sê Jakobus sê, hy sê waarom is daar oorlog onder julle? Hy sê omdat julle lewenswandel met die welluste van die vlees deurbring. Hy praat met die kinders van die Here. Waarom is daar oorlog? En dis baie interessant dat hy dit noem. Want dit verduidelik vir my nog meer dat daar kan nie 'n geestelike oorlog wees. Want 'n geestelike oorlog vind dit plaas deur vleeslike begeertes. Ons sal wen. Ek het al gehoor, ons het geestelike oorlog voer. Een pastoor vir my gesê, dat ons moet die duiwel doodmaak. Ek meen, kan jy dit glo? Dit is so ver hulle die geestelike oorlog gevat. Hulle wil die duiwel doodmaak. Hulle wil hom nie meer oorwin nie. Hulle wil hom nou sommer doodmaak. Jy sien, nou sukkel hulle om hom dood te maak terwyl hy hulle oorwin. En hier is die probleem. Die geestelike man, die nuwe mens, die innerlike man wat na die gees wandel, het geen behoefte, geen begeerte om enige geestelike oorlog te voer nie.
Want die Here het vir die innerlike man gesê, wees jy stil, ek sal vir jou stry. En ons het 'n worstelstryd, ons het nie 'n oorlog nie. En die Here self sê, ek sal die stryd vir jou stry. Al wat jy moet doen, jy moet staande bly. Maar ek rus jou toe met 'n wapenrusting om staande te kan bly teen die liste van die vyand en in staande te kan bly in die dag van onheil. Ek rus jou toe. En ek wil net dit sê. Die innerlike man dra die wapenrusting, nie die uiterlike een nie. Maar nou, die innerlike man moet deur die uiterlike, die vlees, geopenbaar word. Wat moet geopenbaar word? Die volle wapenrusting moet deur die uiterlike openbaar word. Dit werk van binne af uit buitekant toe. Dis waarom die Here sê dat ons is 'n oop brief. Dit meen hierdie innerlike man wat eintlik verborge is agter die vlees. Hy moet 'n oop brief word. So wat moet die wêreld lees in die oop brief? Ek kan dit genoem, die hele wapenrusting. Halleluja. Hulle moet lees waarheid, geregtigheid, skoene vir die evangelie van vrede. Dit meen, waar jy gaan, moet almal jou ken as vredemaker. En jy het self vrede. Halleluja. Die helm van verlossing, almal wat jy kan sien, jy is verlos. Halleluja. Dan, die swaard van die Gees, wat is dit? Die woord van God. En ek glo, dit is waarom die ou Pinkstermense en selfs al die kerke, daar was een kerk wat die mens belet het om die Bybel te dra, of om die Bybel self te lees, en dis die Katolieke kerk. En weet jy wat? Daar dieselfde gees is vandag in die kerk. Die mense vat nie meer hulle Bybel saam kerk toe nie. So waar die gees het besit geneem, van die kerkwêreld vandag, Pinksterkerke ingesluit, die gees van die anti-kris wat van die Katolieke kerk afkom. Halleluja. Want wat het gebeur? Mense het met hulle Bybel onder die arm geloop. En sê, ja, jy loop met die Bybel onder die arm, maar kyk wat maak jy. Die duiwel haat hierdie geskrewe woord wat ons so dra. Ja, maar ek kan nou my selfoon kerk toe vat en dan kan ek al die skrifte daar deurgaan en wat ook al. Jy belieg jouself. Want jy gaan soek skrifte en dan sien jy ewe skielik iets daarso, en dink jy, wag, laat ek net gou hier lees voor ek verder gaan. Dan is jou hele gedagte weg van die preek af. Maar ek verstaan waarom jy julle selfone kerk toe vat. Ek sê nie, jy moet hom die kerk toe vat nie, jy kan hom by jou hê, maar waarom jy hom al sit in die kerk? Ek verstaan dit. Halleluja. Want jy luister in elk geval nie na die woord van die Here. Want as jy daar uitloop en die vra vir jou, en mense vra vir jou, maar wat was die boodskap? Nee, dit was 'n wonderlike boodskap. Hy het iets gesê van dit en dit. Dan weet jy nie eens wat hy gesê het nie. Waarom? Omdat die pastoor self kragteloos geword het en omdat hy self geen belang het in die woord van die Here, is omdat hy self nie eens met die woord van die Here opstap preekstoel nie. Wanneer hy huisbesoek gaan doen, dan vat hy nie meer sy Bybel saam nie. Nee, hy sal eerder 'n glasie bier saamvat of 'n glasie wyn of iets om te eet as hy daar kom, of daai mense moet vir hom iets regmaak om te eet. Waarom vat hy nie sy Bybel saam? Die duiwel haat die woord wat almal kan sien het. Halleluja. En dit is waarom die volk van God vandag niks weet nie. Wat hier gebeur is nou, deurdat die volk van God nie die Bybel lees nie. Wat gebeur nou?
Die woord is vir hulle niks werd nie. Hulle lees nie die Bybel nie, so hulle vat hom nie kerk toe nie, want hulle lees hom in die geval lees in die kerk. Halleluja. As die wêreld daar buite sien, kom maar sê ek nou vir jou. Ek dink hierdie Bybel is soos die skild van die geloof. Maar hy is ook die woord van God. Uiteindelik alles in van die wapenrusting. Alles. As jy met hom daar in die straat stap, ek nou vroeër jare het ons met die sangboekie in die Bybelkerk toe gegaan. Wie? Ma, pa, kinders, elke ene het 'n sangboekie gehad, elkeen het 'n Bybel gehad. Want wat het gebeur? Daardie jare was die innerlike man gevoed, nie die uiterlike nie. Vandag word die uiterlike gevoed, want hulle het nie meer die wapenrusting aan. Die uiterlike word gevoed. Ek spreek dit oor jou uit, uiterlik. Nou, jou finansies, saai en maai en gee en alles is uiterlike dinge. En dit bevredig die vlees. En die vlees raak dan sterker as die innerlike man, die geestelike ene. Halleluja. En wat gebeur nou? Die vleeslike, Pinkstermense, gedoop in die Heilige Gees ensovoorts, wat ek ken. As jy vandag na hulle toe kom met die woord, dan wil hulle nie eintlik Bybel praat nie. Hulle wil oor enige ander ding praat. Maar nie die Bybel nie. Halleluja. Waarom? Want hulle self, hulle het miskien 'n Bybel in die sitkamer, maar dis al wat daar is. Hulle net daar. Halleluja. Want die pastoor kom nie met sy Bybel huisbesoek. En as die woord nie met jou gedra word nie, ek wil amper sê, as jy die Bybel in jou hand het, dan lees die mense jou klaar. Hierdie ou seker maar 'n Christen, hy seker 'n dweper, hy loop met sy Bybel. Maak nie saak wat hulle sê nie. Hulle sê dit nie teen jou nie, hulle sê dit teen die woord. Maar jy neem dit vir jouself aan, ek kan nie my Bybel saamdra nie. Ek het eendag gehoor van mense wat ek geken het. Vra ek vir hulle doen 'n sekere sonde. Vra ek vir hulle, maar bring julle Bybel kerk toe nie. Nee, sê hulle, as hulle die Bybel in hulle hand het, maar voel die Bybel brand hulle. Hulle besef nie eens, die vuur van die hel is besig om te brand, omdat hulle die woord in hulle hande het nie. Maar lees hulle die woord by die huis? Nee, hoe kan hulle, want die woord brand hulle. En dit word net aanvaar. Wanneer Dawid sê, u woord is 'n lig op my pad. So as jy die Bybel in jou hand dra, dan dra jy die lig. Ek praat, jy dra 'n lig. Jy is die lig, maar jy dra 'n lig. Want die duiwel sien dit en almal is kwaad omdat jy die lig dra. Hy sê, en die Here Jesus sê, en die lig het in die wêreld gekom, om die wêreld te oordeel. Dus as iemand die Bybel in jou hand sien, dan oordeel dit klaar daai persoon. Nog voordat jy iets gesê het. Maar ons is te skaam om dit te doen. Halleluja. En wanneer ek gaan kyk na alles, wat ek wil sê vandag is, en dit is dat die Here vir my 'n paar mooi dinge gegee het. Maar wat vir my belangrik is, jy moet onthou dat die wapenrusting is aan die innerlike man gegee, sodat die uiterlike man onderwerp kan word en dat hierdie ou vlees kan sterwe. Waarom? As hy nie gevoed word nie, kan hy nie lewe nie. Maar as ek hom vleeslik voed, dan raak hy al sterker. Halleluja. Totdat die wapenrusting in jou verberg word. Jy wat 'n nuwe skepsel is. Ek weet nou teken hulle al hierdie prentjies op dinge van 'n warrior met 'n wapenrusting aan. Nee, dis alles
om die vlees te boost. Hoekom teken hulle nie 'n prentjie met 'n man? Met die innerlike mens wat die wapenrusting aan het. En weet jy wat? Die innerlike man het vrede. En wanneer jy wil oorlog voer in die tyd van vrede, so die innerlike man gaan nooit oorlog voer nie, want hy het vrede. En die Bybel sê, as jy oorlog voer in die tyd van vrede, want ek as nuwe mens het vrede, dan sal jou bloed, dan sal daar bloed op jou skoene vir die bereidheid vir die evangelie val. Dit sê God se woord. Halleluja. Dit meen, jy bevlek jou klere, die innerlike man, jy bevlek die wapenrusting met die bloed van mense wanneer jy oorlog, geestelike oorlogvoering toepas. So, besef jouself wat jy is. Is jy 'n nuwe mens met die wapen en die rusting? In vredestyd, want ek het vrede, maak nie saak wat rondom my aangaan nie. Of het jy die wapenrusting aan om oorlog te voer? Nou net, daar sal bloed op jou hande kom. Halleluja. Vader, ons baie dankie sê vir die onfeilbare woord. Baie dankie dat wanneer die Gees van die Here vir ons hierdie dinge oopmaak deur ons te leer en te lei in die hele waarheid. Here, dan besef ons hoe baie ons kort kom. En daarom moet ons lende omgord met die waarheid, sodat die Heilige Gees ons kan leer en lei in die hele waarheid. Sodat ons volkome voor God sal wees in goeie werke. Ons eer U dat U met ons praat uit U woord, sodat ons kan verstaan wat U self kom belewe het op hierdie aarde. Ons eer U, Here, vir die onfeilbare woord, en ons dankie dat ons die woord van God met sagmoedigheid kan ontvang, wat in staat is om ons siele te red van die vleeslike man. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen.